Goeiedag almal, dit is Theo. Ja, daar kom tye in elkeen van ons se lewe wat ons weens druk van omstandighede verward, versla, bekommerd en soms ook ongelowig voel. En dit is in tye soos hierdie wat ons emosies met ons op die loop gaan. Jy voel verlate en dink dat die Here jou vergeet het en jou gebede help nie meer nie. Maar dit is juis in tye soos hierdie wat die Here jou wil bemoedig, soos ons lees daar in Kolossense 3 vers 15. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Nou hierdie woordjie heers in hierdie konteks dui daarop dat die Here elke faset van jou lewe wil beheer. Hy wil hê dat jy elke emosie en situasie onder sy heerskappy sal plaas. Emosies soos vrees en twyfel, bekommernis ensovoorts, want dit is alles dinge wat jou wil verwoes. Die woord heers in hierdie vers is die Griekse woord brabeo, wat dui op 'n umpire of 'n skeieregter wat toesien dat die regte reëls in die wedstryd toegepas word. Die Here wil hê ons moet die regte reëls toepas, want dis alleen dan wanneer ons Satan in al sy magte kan oorwin. Wat die Here eintlik vir ons sê is dat ons moet toelaat dat hy ons harte, ons denke, ons emosies en ons optrede moet beheer. Hy wil ons skeieregter in elke wedloop wees en wanneer ons verkeerd dink of reageer of optree, wil hy ons reghelp. Hy wil orde skep in ons lewe en denke sodat ons oorwinnaars kan wees. En ja, ons gaan almal feitelik elke dag deur moeilike en uitdagende tye, want ons is elke dag in 'n wedloop betrokke, 'n wedstryd wat ons wil wen. Daarom wil die Here ons leer om reg op te tree, om reg te dink en om ons emosies te beheer. Hy wil die skeieregter, die umpire, ons worstelstryd teen die bose wees, want dan alleen kan ons die wedstryd wen. Kolossense 3 vers 15, dink bietjie hieroor na. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Kan jy sien? Wanneer hy die skeieregter in jou lewe is, dan is sy vrede outomaties in ons harte. Laat ek jou skeieregter wees, sê die Here vandag. Dankie Here. Amen.